Hallo julle, ek wil julle vandag iets vra. Het jy ooit gevoel, dinge is onregverdig? Niemand anders te kry erkenning. Iemand anders te kry die erkenning. Iemand anders te kry die kans wat jy gehad het. Iemand anders lyk beter, speel beter sport, kry beter punte of net al die aandag. En dan begin so 'n stemmetjie in jou kop praat. Hoekom nie ek nie? Hoekom sien niemand my raak nie? Dis eintlik waarvoor vandag se storie gaan. Ons gaan terug na die begin van die Bybel, in Genesis. Ons kyk na Kain en Abel se storie. Twee broers wat albei vir God iets gegee het, vir hom iets geoffer het. Maar een broer laat jaloesie in sy hart groei. En dit verander alles. Vandag gaan ons kyk na 3 groot lesse. God kyk wat in ons harte aangaan. Jaloesie maak groot skade. En ons moet ons emosies beheer, voordat dit ons beheer. En hier is nog iets belangrik om vooruit te kyk in die video. God waarsku vir Kain, voordat hy die verkeerde keuse maak. Want soms gee God vir ons ook waarskuwings. Kom ons kyk gou na die volgende video. Stories of the Bible. Cain and Abel. Adam and Eve had 2 sons named Cain and Abel. When Cain and Abel grew up, Cain became a farmer, while Abel became a shepherd. Come on, sheep! When it was time for the harvest, Cain and Abel both brought gifts to God. Cain gathered some of the things he had grown and gave them to God. Here you go. God wasn't pleased with Cain and his offering, and this made Cain upset. God asked, "Why are you so angry? Do what is right, and then you will be accepted." God warned Cain about sin. God told Cain to be careful not to let sin control him, but instead to take control of sin. Wow. Abel also gave a gift to God. Here you go. Abel gave God the best part of his firstborn sheep from his flock. God was very pleased with Abel and his offering because he had given the best of what he had. All right. Okay, wow, hierdie storie wys vir ons iets belangrik. Probleme begin baie keer lank voordat iemand iets verkeerd gedoen het. Dit begin in ons harte. Kain se probleem het nie begin toe hy Abel doodgemaak het nie. Nee, dit het lank voor die tyd begin. Dit het begin toe jaloesie, kwaad wees en vergelyking in sy hart begin groei het. Maar hier is die goeie nuus. God het vir Kain gewaarsku en God help ons ook wanneer ons kwaad, jaloers of gefrustreerd voel. Kom ons kyk gou weer na die 3 lesse wat ek genoem het. God kyk na ons harte. Jaloesie maak skade en beheer jou emosies voordat hulle jou beheer. Vandag se vers kom uit Genesis 4 vers 7. Dit sê: "As jy reg lewe, sal jou offer aanvaar word. Maar as jy nie reg lewe nie, vind jy uit dat sonde soos 'n wilde dier is wat by jou deur lê. Hy lê jou die hele tyd in dop hou, want hy wil jou opvreet. Maar jy kan hom egter oorwin." Wanneer jy kwaad of jaloers voel, probeer hierdie. Stop, bid en praat met iemand wat jy vertrou. Stop, bid en praat. Want met Jesus se hulp hoef ons nie verkeerde gevoelens die baas te laat raak in ons lewens nie. Okay, ons gaan verder bietjie in die klas oor gesels. Sien julle volgende week.